worship, om te weet ons doen dit vir U, Here. Mag ons stemme en ons musiek weer klim tot in die hemele. Here, ek vra dat U elke persoon wat hier sit sal seën, en dat U by elke persoon wat hier is, sal wees gedurende die week wat nou weer kom, Here. Dat dit goed gaan en dat daar geen onheil is nie. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Julle kan staan.
Here se naam groot te maak en net een met hom te word. Sê gou hallo vir die mense langs jou, voorkant jou, agter jou, groet bietjie, daar sy. Okay, julle kan maar sit. Het 'n vriendelike herinnering aan ons dienstye. Ons het jeug op 'n Vrydag aand van 7:00 af. Ons het verlede Vrydag het ons fliek aand gehad en ons gaan nou aangaan met hom volgende Vrydag, want ons het nie die fliek heeltemal klaar gemaak nie en die jeug geniet dit verskriklik baie. So julle is welkom om te kom vir jeugaand. En dan het ons Sedelingstyd Sondag wat dan om 9:00 is. En dan later vanaand is die biduur om 5:00. Ons maak dit nou al bietjie vroeër, want dit is nou al redelik koeler in die aande vir almal om uit te kom. En dan ook net 'n herinnering aan ons gemeenskapprojek. Jy kan warm sjokolade, koekies en kombersies bring vir ons winterprojek en dit daar agter in die skatkis gaan plaas. Dan gaan ons 'n uitreik doen in Junie maand vir die winterprojek. En dan ons dameskee en mannebraai is die 12de September. As jy 'n gasvrou wil wees of net wil deel wees daarvan, is jy welkom om of vir my of vir Pieter net 'n boodskapie te stuur. En dan gee ek nou oor aan Pieter. Die jeug kan agtertoe beweeg en dan het ons gou jeugskool terwyl julle daar agter is. En dan sê Pieter. Dankie. Hallo julle. So kom julle te sien in hierdie lekker reën. Moes jy seker gewoonlik lus om te kom as mens in hierdie weer jouself kry nie. So vandag praat ons bietjie oor die weer. Manne uit die hemel. Gewoonlik as mense in 'n gesprek staan en jy ken nie die persoon nie, gewoonlik praat jy oor die weer. As jy nou wel, veral as jy in 'n gesprek is en jy ken nie die ou nie, altyd gaan die topik oor weer toe. Hoe lyk die weer? Nee, die weer is maar swaar. Daar nie op reën nie. Is moeilik. Dan is dit te warm. Dan kry ons ag nee, dit is te warm. Dan kan ek kry jaar, dan reën dit nou weer. En dan reën dit weer dan dan nou dit opreën. Dis ons mens. Ons het ek moes al altyd gevra, hoekom het die Israeliete so baie gekla? Hulle was eerstens in die woestyn, want dit was ongemaklik man. En ons kla net so baie. So, voor ons begin, Eksodus 16 vers 4. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. God laat manna uit die hemel reën. En ons gaan daarby kom vandag, die Here laat manna uit die hemel uitreën. Hulle het al gekla daar ook oor, ek beloof julle. Daar was kos, God het voorsien. En ons gaan kom by, as jy jouself daaraan indink, dis in die woestyn, die mense is in die woestyn, die son is warm, die kos is op, die mense raak moedeloos, hulle begin kla, Here, die weer, ons maak so, en hulle wonder, het God van ons vergeet, en dis toe God die ongelooflike ding laat gebeur, manna uit die hemel uit. Ons gaan nou by, ek wil nou nie te vooruit praat nie, Eksodus 16 vers 15, toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gegee het om te eet. Ons kyk dit mis. En wat ons miskyk is, hulle het nie daar op hulle rug gelê en gesê, laat die manna in my mond inval nie. Hulle het misgekyk, hulle moes uit hulle tente uitloop, hulle moes seker maak, mense, ek het genoeg, my familie het genoeg, hulle moes getal het, hulle moes die brood gaan optel het, en daar's meer, daar kom meer. Eksodus 16 vers 16, die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar, volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop, elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Here wil ons seën, amen, halleluja, die Here wil, ons
Ons wag vir die wonderwerk, maar wat die praktiese is en die boodskap wat ek wil uitwys vir ons vandag, hulle moes nog steeds opstaan. Hulle moes nog steeds uitgaan. Hulle moes nog steeds by mekaar gaan maak het. As hulle net in hulle tente gesit het en gewag het, sou hulle honger gebly het. En as jy in jou tent is, 'n tent het nie vensters nie, hulle kon nie daar die venster kyk, hulle het seker die tent oopgemaak het en gesê, "Hey, hier gebeur iets." Die Here verwag ons moet reageer. Ons sê, Here seën my, stort die seëninge uit. En die beste voorbeeld is, daar's 'n verhaal van hierdie ou. Hy is besig om te verdrink. Ek glo almal is bekend met hierdie storie. Hy is besig om te verdrink. En hy gou, Here help my. Ek kort help, Here. Dan kom 'n helikopter oor. Hy sê, dis nie die help wat die Here vir my gestuur het nie. Die Here sal my help. Daar gaan hy wil nie die helikopter, hy wil nie op hy leer vasgryp nie. Hy is besig, hy sê weer, Here help my, Here help my. Hier kom 'n bootjie verby, 'n groot skip. Ek gaan nou by die bootjie kom. 'n Groot skip kom. Ja. Dis nie dit nie. Skip gaan verby. Kom 'n klein bootjie. Die ou hulle stuur toe 'n klein reddingsbootjie. Hy sê kom. Die Here sal my help. En daar verdrink die ou. Daar kom hy nou by die poorte en hy sê, Here, ek het my nie gehelp nie. Die Here sê nie, ek het die helikopter gestuur, ek het die skip gestuur en ek het die klein bootjie gestuur. Is nie ons is nie, ons wag vir hierdie groot ding om te gebeur, maar ons sit in ons tent en ons kyk in hierdie vuurhoekie vas en ons gaan nie uit die tent uit en gaan kyk, hier is actually manna. God is die bron van ons voorsiening. Die manna het nie uit Israel uitgekom nie. Hulle het nie daar was net sand gewees, waar gaan hulle gaan brood kry tussen die sandkorrels. Dit was woestyn, dit was droog, dit was donker, daar was nie water nie, daar was niks nie. So die manna het uit die Israel uitgekom nie, dit het uit God uitgekom. Dit het nie uit hulle planne uitgekom nie, hulle kon nie 'n briljante plan beraam en 'n formule uitwerk dat daar manna uit die hemel uitval nie. Dit het uit die hemel uitgekom. Psalm 78 vers 23 tot 24, hy het die wolke daarbo gebied en die deure van die hemel oopgemaak. Hy het manna op hulle laat reën, uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Voor ons verder gaan, daar was 'n vraag gewees, hoekom het Moses 40 jaar in die woestyn rondgeloop? En die antwoord was, want self toe wou mans nie vir aanwysings vra nie. Filippense 4 vers 19 sê vir ons, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. En ons gaan nou by die catch-22 kom van die manna in die hemel. Daar was 'n terms and conditions, soos 'n Verimark Act. Wait, there's more. God sien jou nood. God hoor jou gebede. God kan voorsien op maniere wat jy nie verwag nie. Dit het werklik gebeur, het werklik manna uit die hemel uitgereën. Want ons aanbid 'n lewendige God, 'n almagtige God, wat bokant ons planne en bokant ons denkwyse is en beraam is. Matteus 6 vers 26 sê vir ons, kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir julle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Voorsiening kom, die Here voorsien vir ons, die Here seën ons, maar dit kom ook in 'n prys van, die Here vra vir aksie. Ons gaan nou uitkom by die aksie, wat so aksie moes plaasvind. So, God se voorsiening vra na reaksie. As jy kyk na Eksodus 16 vers 21, hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak, sê die skrif, volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Hulle het dit elke oggend bymekaar gemaak, elkeen volgens wat hy nodig gehad het. So as hierdie ouens gesê, ek gaan inslaap vandag,
ek gaan nie worry nie, dan was daar nie brood nie. As hy gesê, ek sal later gaan, as hy uitgekom het, is dit weggesnaap. So daar was 'n tydberekening op het gewees, daar was 'n tydberekening op haar seëning gewees. Hulle het 'n verantwoordelikheid gehad om vroeg op te staan, hulle het 'n verantwoordelikheid gehad om vroeg die oggend op te staan. Dis hy, ons maak nou spanne, ons gaan bietjie mandjies vat, ek weet nie wat hulle gebruik het, sies allemaal mandjies of potte of wat ook al hulle gehad het, maar hulle moes fisies gegaan het en gaan sê, hey, hier's lekker manne, ek gooi hom in, ek vat van my gesin 2 liter soos die skrif gesê het, en hulle moes in aksie optree. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid, en daai verantwoordelikheid is vas, bid, met die Here praat, Bybel lees, dis ons verantwoordelikheid. Ons het al hierdie seëninge, ons het al hierdie verhouding wat God met ons wil hê, dis beskikbaar, maar dis aan ons beheer ook, om dit toe te laat, en aksie daarop te maak, 'n reaksie daarop te maak. So as hulle nie opgestaan het, sou hulle niks gehad het nie. Hulle moes optel en gebuk het en dit gaan haal het. Baie mense wag vandag vir God om alles te doen. Ons wag vir 'n wonder, 'n oop deur, 'n verandering, 'n oplossing, 'n deurbraak. Ons kan nie daar op die stoel gaan sit en sê, hey, laat dit gebeur nie. Ons moet opstaan, ons moet aksie vat. Matteus 7 vers 7 sê vir ons, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Die beste voorbeeld wat ek kan gebruik is toe jy 'n kind was en die Kersfees het nader gekom. Ek het dit gedoen, dan vat ek my brief, maar ek het geweet Vader Kersfees bestaan nie. Ek het geweet my pa is Vader Kersfees, maar dan skryf ek, dan teken ek daai geskenk wat ek soek. Ek illustreer hom, skryf vir julle brief vir Vader Kersfees. Hierdie is die geskenk wat ek soek. Dan gee ek vir my pa die brief en sê ek, pa, hierdie brief moet jy vir Vader Kersfees gee, hoor. Dan skryf ek, so gaan ek aan vir 'n week, en dan kom Kersfees en ek kan afwagting. En ek moes nou vir Vader Kersfees gesê, maar weer is my pa. En dis wat ons moet doen met die Here. Ons moet vir die Here sê wat ons nodig het. Ja, die Here weet wat ons nodig het. Die Here is alwetend, die Here is almagtig. Maar as ons nog steeds kom sê, Here, dis wat ek nodig het, dis wat ek benodig, en ek gaan aksie daarop vat. En ek het vir my 'n paar daai briewe geskryf het ek dalk nie daai fiets gekry, dalk het ek iets anders gekry, wat ek nie gesoek het nie. Soek, klop en beweeg. God sê vir ons dikwels, hy het reeds die manna gestuur. Gaan haal dit net. As jy in jou tent bly, en dit is regtig, daar is soveel maniere om dit te vergelyk, die tent in jou lewe. Jy kan jouself wees, met jouself beperk. Ag, jy kan jou eie kop wees, waar jy nie, ag, die Here het my vergeet, die Here wil niks vir my doen nie. Kyk, hier's niks om my nie, ek is in die tent, dis net woestynsand buite. Maar jy moet partykeer net buite gaan kyk. Geloof is nie net woorde nie. En die Bybel sê dit vir ons baie duidelik. Jakobus 2 vers 17. So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meerdood. Ware geloof doen iets. Jakobus 2 vers 26 sê vir ons, want soos die liggaam sonder die gees dood is, so ook die geloof sonder werke dood. Jy sê jy wil ander help, jy wil ander bemoedig, maar jy gaan help nie ander nie. Jy vat nie vir iemand 'n brood, of gee iemand iets nie, maar ek wil ander help. Dis 'n fisiese aksie. 'n Verhouding met God is 'n fisiese aksie. Jy kan nie daar sit en bid, Here, jy weet wat ek nodig het, dankie, amen, ek gaan aan met my dag. Dis verhouding. Dis verhouding. Bou verhouding met jou hemelse Vader. Hebreërs 10:11 vers 8. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Dis geloof. Dit is hy drasties beweeg waar God gesê het hy moet beweeg. Joshua 1 vers 9.
Wees sterk en vol moed, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. En geloof begin by bid, om op te staan en te beweeg, en ons moet regtig waar daai stap vat, daai aksie vat en sê, Here, hier is ek wil meer tyd met U spandeer, ek wil U beter leer ken, ek wil U moet my beter leer ken. Die Here wil jou ken, al is hy alwetend, al ken hy die diepste van jou hart, wil hy nog steeds in die lewe beweeg. God se seëning is vir die wat opstaan. Soos ons weet, die weer was lekker daar en hulle het sommer brood uit die hemel uitgekry. Eksodus 16 vers 4, toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. Dit was 'n toets. Goed, het nie daar gereën soos 'n take-a-look package nie. Hulle het nie 'n take-a-look package daar die hemel uitgeval en dan die broodjies perfek gepak en reg en skryf hierdie boxes vir hierdie familie bestem nie. Nee, hulle het die rou man, hulle het die manne, hy was daarom seker hy was definitief gebak, want hy was warm daar. So ja, kom ons daai brood seker lekker warm. Maar daar was 'n opdrag gewees, daar was 'n verwagting. Die Here het geseën, maar hy het ook 'n verwagting gehad. Hy het 'n verwagting gehad van hierdie mense moet nakom. Hierdie mense moet gehoorsaam wees. En die Here het getrou gebly by sy woord. Hulle het toe by die beloofde land uitgekom 40 jaar later, want hulle was ongehoorsaam, maar hierdie was hulle toetstydperk. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ons kan 'n sterk vergelyking hier maak vandag. Die manna uit die hemel was Israel se seën, fisiese voedsel. Ons het 'n ver groter seën elke dag. En ons besef dit nie eers nie. Ons maak nie daai tent oop en gaan kyk nie. Ons het fisiese oomblik moontlik. Ons het toegang tot Christus, ons daaglikse brood. Dit is wat ons het. Ons kry ook seëning uit die hemel uit. Ons moet dit aankleef en aanvat. As hulle nie opgestaan het en uitgeloop het, het hulle nie geëet nie. Dit was nie net die wonder van die manna wat uit die hemel uitgereën het nie, maar die groot wonder was dat God elke dag weer voorsien het vir die wat gereageer het. Dit was die seëning. As hulle in hulle tente gebly het en gesê het, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie gaan haal nie, ek wil op my stoel lê, sou daar niks gebeur het nie. Die beste verduideliking, as jy nie in aksie beweeg nie en jy wil passief bly, is die 3-punt plan. My plan vir die dag is om niks te doen nie, dis 1. My tweede punt is rus, en dan die derde punt is, ons kyk hoe gaan punt 1. Ons het 'n praktiese toepassing. Ons het 'n verantwoordelikheid. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Wat beteken dit vir ons? Bid, maar staan dan op en werk. Glo, maar neem die volgende stap. Vertrou God, maar beweeg wanneer hy roep. Die beste voorbeeld is, as jy in die werksplek is, jy werk nou al 5 jaar by die werksplek, en sê ek soek 'n promosie. Ek soek hierdie wonderlike betaling, maar nee, ek wil net hier sit, hulle moet dit maar vir my gee. Dis nie 'n promosie kry nie. Jy moet werk daarvoor. Jy moet alles insit, jy moet harder werk as jy ou langshow. Dis jy 'n promosie kry. Daar moet 'n vorm van aksie wees. Jy sê jy wil 'n verhouding met God hê, jy sê jy wil 'n geestelike gawe ontvang van die Here, jy wil nader aan die Here beweeg, maar jy wil ook niks doen nie. As jy nie bid nie, as jy nie glo nie, as jy nie beweeg nie, as jy nie 'n werk daarvan maak nie, gaan jy nie nader aan God groei nie.
Spreuke 16 vers 3, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne bevestig word. God doen sy deel. Die vraag wat ons self moet vra is, doen ek my deel? Laat ek toe? Beperk ek myself? Sê ek vir myself, ek is nie die ou nie. Sê ek vir myself, ek is nie bedoel om meer te beteken vir die Here nie. Ek weet, ek was al baie daar gewees, en gesê, ek is nie die ou nie. Ek praat nie die beste nie, ek preek nie die beste nie. Ek is nie bedoel vir hierdie nie. Maar die Here het gesê, jy is bedoel vir dit. Ons soek verskonings. Ons streef na verskonings. Ons streef daarna om te kla oor alles. Dit is maar ons natuur is. Ons kla. En sosiale media is 'n goeie voorbeeld. Dit is iets beskikbaar wat ons vir goed kan gebruik, maar ons maak altyd 'n negatiewe konnotasie daaraan. En dan kom jy en sien jy die ou sit by die Maldives. Hy eet net sulke groot krappe, wel hy lobster goed, hy groot krappe, hy eet net dit. En elke naweek sit hy op Facebook hoe hy lekker lewe. En dan sit jy weer van en sê, ja, ek soek ook sulke groot lobsters in my lewe. Hoekom nie ek nie? Ek weet nie wie van die sekos hou nie, maar ek is nog nie 'n sekos man nie, maar jy kry daai tipe dinge. Dan staan ons in die vergelyking van, Here, hoekom nie ek nie, hoekom kry ek nie dit nie, hoekom nie dat nie, hoekom nie dit nie. Maar dan sit ons ook net daar en wees passief. Vergeet van dit om jou. Daar het 'n verantwoordelikheid gehad. Hulle verantwoordelikheid was om te sien na hulle gesin. Hulle verantwoordelikheid was om te gaan kyk wie is in hulle tente, hoeveel mense is in die tente, hoe honger is die mense, wie soek 'n tweede porsie dalk, wie soek 'n een porsie. Die kleintjies, as jy laities het, hulle eet die heeltyd. Hulle hou net nooit opeet nie. Hulle nie hoeveel jy daai Israelitiese laities geëet nie, maar as ek my oggend as ek opstaan dan maak ons net kos die heel Saterdag. My 2 laities daar aankom en meeste van my kos budget gaan in my kos in. Waar my budget gaan alles net in kos in soos daai manne eet. Maar in elk geval stap nader aan die Here. Die Here het reeds die manna gestuur. Die Here het reeds die seëning gestuur. En ons daaglikse die seëning en daaglikse brood is Christus Jesus. Hy het vir ons herinnering gesê, hy is ons daaglikse brood. As ons dors is, sal ons nooit, as ons dors is, hy is die ewige water. Ons sal nooit weer dors hê nie. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek wegbeweeg het van die Here af in my lewe, ek het in die kerk groot geword, ek gaan nie te veel in dit praat nie, maar die ding in my lewe, ek het groot geword tussen hierdie banke, ek het onder die banke gelê en met my karretjies gejol. Maar toe ek wegbeweeg van die Here af en myself geïsoleer het en weggehou het, was die tyd wat ek die leegste gevoel het, die leemste gevoel het. Ek het geweet as iets wat daar moet wees, maar dit is nie daar nie. En vandag wil ek julle bemoedig, vat aksie, neem aksie, en beweeg oor, en laat die Here toe, om daai verskil te maak in jou lewe. Sluit nou net op die oë. Here, u genade is genoeg. Die liefde is voor alles. Here, ons sê vir u dankie vir die voorreg wat ons het. En dat ons kan weet, u is met ons en saam met ons, u beweeg onder ons. Here, raak elke hart die aan vandag. Ons is maar net mens. Soek na meer, soek na geluk, soek na vrede. Ons almal soek positiewe dinge in ons lewens. En ons raak soms ongeduldig.
As ons dit nie ons manier kan kry nie. Maar Here, ons vertrou U. U verstaan ons harte, U het ons toch gemaak. Duisende jare wat U saam met die mens loop en wandel. U liefde is baie duidelik vir ons. Here, werk jy in elke hart, beweeg in elke hart, die so Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek hou van sirkels maak, kan ons 'n sirkel hier voor maak, en dan kan ons bietjie lekker saam bid, en hande vat.